Goeiemôre, dit is donderdag die 4de Junie. Vanoggend Handelinge 22 vers 6 tot 8. Hier skryf Paulus: terwyl ek egter nog op pad was en Damaskus genader het, het daar teen die middaguur skielik 'n helder lig uit die hemel rondom my geskyn. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord: Wie is u, Here? En hy het my geantwoord: Ek is Jesus van Nasaret, wat jy vervolg. Ons groot tema vir die week is, as iemand God ontmoet, verander hulle, of kom hulle in beweging. Abraham het begin beweeg uit die stad waar hy gebly het, Haran, skielik na Kanaan toe. Paulus was aan die beweeg, hy was besig om die kerk te vervolg, maar as hy God ontmoet, op hierdie pad na Damaskus toe, dan verander hy totaal en al van rigting. Skielik word hy van 'n vervolger na 'n sendeling, 'n verkondiger. As mense God ontmoet, dan kom hulle in beweging. Ja, partykeer verander hulle totaal van rigting, omdat hulle in die verkeerde pad beweeg het. Ander kere begin hulle skielik beweeg waar hulle voorheen glad nie beweeg het nie, en stil bly staan het op een plek. Wat wel waar is dat God ons voor 'n keuse bring, en dat ons nooit dieselfde is nadat ons hom ontmoet het nie. Mag die Here vir jou in beweging bring, in die rigting wat hy vir jou beplan het. Dankie Here dat ons u ken, dat ons u woord het, dat ons u gees het wat in ons lewe werk. Wil u vir ons elke dag ook in die regte rigting laat beweeg, in u rigting. Ja Here, ons kan so maklik begin stilstaan en stagneer. Ons kan so gemaklik raak met die wêreld waarin ons is, en wat ons het en wat ons doen. Hou ons Here altyd op u pad. Maak ons gehoorsaam aan die Gees, dat ons hoor, Here, dat dit dalk nie nodig is om ons tot stilstand te bring en blind te wees vir soos Paulus nie. Dankie Here dat ons saam met mekaar as gelowiges u kan dien. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir hulle wat nood het. Here, ons ken mekaar, maar u ken elkeen se harte. Ons bid vir hulle wat hartseer is, vir hulle wat bekommerd is, Here, vir hulle wat siekte beleef, dat u sal aanraak en genees. Here, ons leef in 'n wêreld wat maar baie de mekaar is, en wat ons maar bekommerd is oor die ekonomie en die politiek, en oorloë in die wêreld. Dis alles in u hande. Mag ons by u hoop en krag, ja Here, vrede vind. In Jesus se naam. Amen.